Goeiemôre broers en susters. Baie welkom by vanoggend se erediens. Ons begin met ons toetrede lied uit Vonk 254, verse 1, 2 en 4. En dan bly ons staan vir die foto met die seën en ons lofsang daarna is Psalm 100, verse 1, 2 en 3 en dan na die lofsang dan kan jy weer die plekke neem. Toetrede lied, Vonk 254, verse 1, 2 en 4. God is koning oor alle volke. God sit op sy heilige troon. Geliefdes, genade en vrede vir julle, van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen.
Gemeente, kom ons bid saam. Almagtige God, ons kan nie anders as om U te loof en te prys as die enigste nie. Nog een soos U, Here, was daar nog nooit, is daar nie en sal daar ook nooit wees nie. Ons dank U dat U wat die heilige en die almagtige God is, verhewe bo alles, U self na ons toe neerbuig wat klein en nietig is en met ons bemoeienis maak. Ons dank U, Here, vir die allergrootste offer wat U gebring het, omdat U vir ons lief is en daardeur ook vir ons die lewe gegee het tot in alle ewigheid. Dankie dat U mens geword het, kom ly het, gesterf het, maar ook opgestaan het uit die dood oorwin het, en enige houvas wat dit op ons mag hê, weggevat het, dit vernietig het, sodat ons pad na U toe oop is. Ons dank U, Here, vir hierdie gemeente, vir elke lidmaat wat hier 'n geestelike tuiste vind. Ons dank U, Here, dat U deel is van hierdie gemeente, want sonder U kan ons ook nie kerk wees nie. Dankie dat U ons seën met soveel dinge. Ons kan maar net rondom ons kyk en sien dit alles raak. Wil U asseblief met elkeen van ons wees, Here, waar ons ook mag gaan. U ken elkeen van ons, U weet wat leef in ons harte, wat is ons blydskap en wat is ons hartseer, wat pla ons. Wil U ons help dat ons dit vir U sal gee en dat U daarmee iets sal doen. So bid ons ook, Heer, vir hulle wat hartseer is, vir hulle wat alleen voel, vir hulle wat siek is. En ons vra dat U hulle ook sal seën met U teenwoordigheid. Maak dit nou stil in ons en maak ons harte ontvanklik vir U woord. Amen. Gemeente, ons skriflesing vanoggend is uit Psalm 27. Die opskrif by hierdie Psalm is: Die Here is my lig en my redder, van Dawid. Die Here is my lig en my redder. Vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug. Vir wie sou ek vrees? As misdadigers op my afstorm om my dood te maak, my teestanders en my vyande, dan is dit juis hulle wat struikel en val. Al sou 'n leer teen my stelling inneem, sal ek nie bang word nie. Selfs al sou die aanval op my begin, sal ek nog steeds vertroue hê. Net een ding het ek van die Here gevra en dit sal ek najaag, dat ek my hele lewe lank in sy huis mag woon om sy goedheid te belewe en daaroor na te dink in sy tempel. Op die dag van gevaar sal die Here my wegsteek in sy huis, my veilig laat skuil in sy woonplek, my hoog op 'n rots laat staan. Ek sal in sy woonplek onder trompetgeklank my offers bring. Ek sal 'n lied sing. Ek sal sing tot eer van die Here, terwyl ek neerkyk op die vyande rondom my. Luister tog na my, Here, as ek roep. Wees my genadig en verhoor my gebed. Ek onthou wat U gesê het. Julle moet my kom dien.
Ek is hier om U te dien, Here. Moet U tog nie vir my verberg nie. Moet my tog nie wegstuur terwyl U toornig is nie, want U was nog altyd my hulp. Moet my tog nie verstoot en verlaat nie, want U alleen is die God wat my red. Al sou my vader en my moeder my verlaat, die Here sal my onder sy sorg neem. Leer my U wil, Here, en lei my op 'n gelyke pad, sodat my vyande nie hulle sin kry nie. Moet my tog nie oorgee aan die venyn van my teestanders nie, want daar staan vals getuies teenoor my, en hulle blaas geweld teen my aan. As ek daarom nie geglo het, dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie. Vertrou op die Here, wees sterk en hou goeie moed. Ja, vertrou op die Here. Ons lees tot sover. Psalm 27 vers 9. Moet U tog nie vir my verberg nie. Moet my tog nie wegstuur terwyl U toornig is nie, want U was nog altyd my hulp. Moet my tog nie verstoot en verlaat nie, want U alleen is die God wat my red. Broers en susters, een van die verskriklikste dinge wat 'n mens sekerlik kan oorkom, is om van God verlate te wees. Stel jou voor, God is afwesig in jou lewe. Watter troos het jy wanneer dinge vir jou moeilik word? Waarheen gaan jy met jou nood? Waar gaan soek jy antwoorde? Vir wie gaan vra jy om jou te beskerm en jou op te pas? Vir wie gaan sê jy dankie vir dit wat jy het? Ons kan onsself dit nie voorstel, om 'n lewe te leef waar God afwesig is nie. Die digter van Psalm 27 beskryf sy vertroue in God wanneer die moeilikheid kom. Wanneer sy vyande hom agtervolg en hom wil doodmaak, dan vertrou hy op God. Hy dink veral aan die beskerming wat hy van God af sal kry. Sonder God, sê hy, het hy absoluut geen beskerming nie. God gee letterlik vir hom 'n skuilplek. En hy sê dat God se beskerming vir hom juis daarin lê dat hierdie skuilplek wat hy kry in die tempel is. Vir die psalmdigter is die skuilplek dus by God. Wanneer hy in die tempel is hy in die teenwoordigheid van God. En daar meen hy die enigste plek waar hy kan skuil. Dis net hier wat hy die beskerming van God afkry teen sy vyande. En hoor hoe bely hy sy veiligheid by God. Die Here is my lig en my redder. Vir wie sou ek bang wees? Wanneer ons soos hier in die Ou Testament lees van lig, dan dui dit spesifiek op veiligheid by God. Maar ons lees ook in die Nuwe Testament van die lig. Jesus se koms na die aarde toe word vir ons beskryf as die lig wat in die duisternis ingekom het, en die duisternis kon daardie lig nie uitdoof nie. Niks kon met ander woorde die veiligheid, die redding en die verlossing wat Jesus vir ons hier op aarde gebring het, tot niet laat gaan nie. Ook hier hoor 'n mens die veiligheid in die lig, in Jesus Christus wat na hierdie wêreld toe gekom het.
In die teenwoordigheid van die Here, sê die psalmdigter, is hy vir niks bang. Nie eers vir sy vyande wat hom agtervolg en hom wil doodmaak nie. Hy wil nie net in die tempel wees, in die teenwoordigheid van God wees, wanneer dit met hom sleg gaan nie. Hy hunker daarna, sê hy, om sy hele lewe lank in die tempel te wees. Met ander woorde, hy wil sy hele lewe lank in die teenwoordigheid van God wees. Want as God nie by jou is nie, is dit verby met jou. Die digter van Psalm 84 beskryf dit net so mooi om in die teenwoordigheid van God te wees. Hy sê, hy staan eerder op die drempel van die huis van die Here, as om te woon in huise waar God nie is. Een dag in die tempel, een dag in die teenwoordigheid van God, is vir hom beter as 1000 dae daar buite. Oftewel, 1000 dae sonder God. Wanneer God se kinders in die tempel is, sê Psalm 27, kan hulle rustig raak. Daar kan hulle dink oor God. Daar kan hulle dink oor watter rol God in hulle lewens speel. Maar hulle kan ook daar met God praat, ongehinder. Die psalmdigter se optrede in die tempel bevestig sy geloof in God. Maar nie net dit nie. Dit bevestig ook die feit dat gebed 'n geweldige groot rol speel in sy lewe en sy verhouding met God. Ons gaan later terugkom na hierdie gedagte waar gebed so 'n belangrike rol in sy lewe speel. Met vrymoedigheid nader hy tot God. Eintlik kla hy en hy vertrou. Hy kla nie soos wat ons dit gereeld doen. Wanneer hy by God kla oor sy lot, is dit terselfdertyd ook met die vertroue dat God sal help. Sy klagte word dus 'n noodroep uit geloof tot die enigste God wat hom kan red. Omdat hy vertroue het in God, kan hy met sy klagtes na God toe gaan, omdat hy ook weet dat God sy omstandighede en sy klagtes daarom ook baie goed verstaan, want God ken sy hart. Wanneer God sy gebed verhoor, dan is dit vir hom bloot ook net 'n stuk genade. Terwyl hierdie gelowige van eeue gelede so oor die God se teenwoordigheid in sy lewe dink, hoe hy God se beskerming geniet, veral in die tempel, gaan daar skielik iets deur sy gedagtes, wat hom laat sidder van vrees. Wat as God van hom vergeet? Wat gaan gebeur, wanneer God niks meer met hom wil te doen hê nie? Wat as God vir hom kwaad word en hom afskryf? Dit laat hom koud, broers en susters, om eers daaraan te kan dink, dat God 'n mens dalk alleen kan laat. Hoor hoe pleit hy by God? Moet u tog nie vir my verberg nie? Moet my tog nie wegstuur, omdat u toornig is nie? Moet my nie verstoot of verlaat nie? Want u alleen is die God wat my red. Here, moet tog nie die toegang wat ek tot u het, wegvat, dat ek nie meer met u kan praat, of u kan aanbid nie. Moet my tog nie van u af wegstuur, omdat u vir my kwaad is nie. Moet asseblief nie so wees, dat u met my niks te doen wil hê nie.
moenie van my af weggaan nie, want dan is dit verby met my. Want as U nie meer by my is nie, het ek geen hoop meer nie. Is daar nie meer sin in my lewe nie. Geniet ek nie meer beskerming teen my vyande nie. Is daar vir my niks oor meer om voor te lewe nie. Want U, Here, is my lewe. U is my alles. Sy kop sê vir hom, God sal hom nooit verlaat nie. Maar sy hart sê vir hom iets anders. Wanneer hierdie gedagte by hom opkom, dat dit tog kan gebeur. En daarom praat hy met God daaroor. Hy bid daaroor, en so volhard hy in sy vertroue op God. Dis hierdie vertroue wat help, dat hy altyd die teenwoordigheid van God kan ervaar. En dis die enigste rede ook, waarom hy kan regop bly in sy nood. Die psalmdigter ervaar nie God se afwesigheid nie, inteendeel, hy ervaar die teenoorgestelde. Hy ervaar dat God vir hom 'n plek in die tempel gee. 'n Plek waar hy veilig kan wees, waar hy die teenwoordigheid van God ervaar. Jare later, broers en susters, is daar iemand wat na 'n lewe van 100% gehoorsaamheid aan God, soos 'n misdadiger aan 'n houtkruis vasgespijker word en uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Ons kan onsself nie eers indink hoe dit moet wees, om daar aan 'n kruis te hang, van God verlate. Jesus het aan die kruis die afwesigheid van God ervaar, sodat ek en jy dit nooit hoef te ervaar nie. Die troos is, dat Jesus, te midde van sy uitroep, my God, waarom het U my verlaat, sy laaste asem kon uitblaas met die woorde, Vader, in U hande gee ek my gees oor. In Jesus Christus het God Immanuel geword. God met ons. God wat ons nooit alleen los nie, want die prys wat hy vir ons betaal het, is bloot net te groot, om ooit van ons te vergeet. Ons het vroeër gesê, dat ons weer gaan dink aan die gebed van die psalmdigter. Wanneer 'n koue vrees hom beetpak, wanneer hy net daaraan dink, dat God dalk van hom kan vergeet, dan bid hy tot God. Hy pleit by God, om nie van hom af weg te gaan, en hom alleen te los nie. Sy geloof help hom, om weer in God te glo, ook in sy teenwoordigheid, en sy beskerming. Hy glo weer, dat God hom nooit alleen sal los nie. Wat doen Jesus, wanneer hy hierdie Godverlatenheid aan die kruis ervaar? Hy bid. Dit wat die allerverskriklikste ding is, wat 'n mens kan ervaar, om van God verlate te wees, leer Jesus ons in sy sterwensnood, dat ons moet bid. Vertrou steeds op God. Jesus het as mens hierdie Godverlatenheid ervaar, maar met die troos kan hy sterf. Vader, in U hande gee ek my gees oor. Het jy al die afwesigheid van God in jou lewe ervaar? Dalk nie. Het jy al God se stilte ervaar? Jy bid,
Jy kry nie 'n antwoord nie. Jy wonder waarom jy die een is wat nie kalmte en rustigheid in jou lewe kan kry vir watter rede ook al nie, want dit voel vir jou of die Here ver van jou af is, of hy weg is en jy op jou eie aangewese is. Dis ironies, broers en susters, dat wanneer ons die afwesigheid van God ervaar, of wanneer ons die stilte van God ervaar, ons steeds bid. Hoekom doen ons dit? Ons doen dit omdat God ook in daardie tye ons nie alleen los nie, maar deur die werking van sy Gees vir ons geloof gee, om ons steeds te help glo in hom. Deur sy Gees is hy steeds teenwoordig in ons lewens. Daarom bid ons steeds. Ons is nooit alleen nie, want hy los ons nooit alleen nie. Veral wanneer jy voel of die Here te ver is, wanneer jy twyfel of hy bestaan, en of hy jou hoor wanneer jy bid, wanneer jy twyfel of hy jou nood raak sien, hou aan glo met die geloof wat hy vir jou gee, want daar is soveel dinge wat ons rondom ons kan sien, wat vir ons sê, God is hier. Hy is hier by ons. God bly by jou, waar jy ook mag gaan, wanneer dit met jou sleg gaan, wanneer dit met jou goed gaan, wanneer jy hartseer is, wanneer jy bly is, ook wanneer jy alleen is. Onthou, altyd wanneer jy so voel, dat Jesus se desperate uitroep, sy desperate gebed van verlatenheid aan die kruis, oomblikke later verander het in 'n uitroep van vertroue, ewige vertroue. Geliefdes, mag ons elke oomblik van elke dag die teenwoordigheid van God in ons lewens ervaar en weet, hy los ons nooit alleen nie. Daarvoor het hy vir ons te duur betaal. En dit het ons vanoggend ook bely, toe ons aan hierdie tafel aangesit het. Amen. Kom ons bly net so sit, en dan bid ons saam. Here, wees asseblief by ons, want dit is vir ons genoeg. Amen. Gemeente, ons sing ten slotte uit Gesang 562, daarvan verse 3 en 4. Nou bly ons staan vir die seëngroet en ons wegseëningslied is vonk 16, wat ons dan 2 maal sing.
ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Mag die Here God jou seën en sy goedheid aan jou verleen. Mag hy tot jou redding kom en sorg wanneer daar swaar kry kom. Amen.